mense dinge vra soos, hoe kan ek in God glo, maar nie in moraliteit glo nie? Is dit dan nou nie 'n contradiction nie? En dan sou ek sê dat, gegee dat God homself al die porn en die crime gemaak het en self gedoen het en ook al die goeie dinge gedoen het, is dit nie die geval dat die lewe slegs goed is of slegs sleg is nie. Dit is dat daar 'n particular feeling is in 'n particular body omtrent particular dinge en dat dit overall necessary is en moet deel wees van die geheel en uitspeel in die geheel as 'n gedeelte daarvan, want dan nou moet sukkel met ander gedeeltes, met ander gevoelens, wat almal ook letterlik is, en wat dan nou is die saving grace, dat daar iets is wat waar is in between dit, in terme van dat, al glo jy in 'n leuen en al is jou liggaam gestructure om in sekere gevoelens geheg te wees en idees en representations, is dit nog steeds die geval dat waar daar 'n beter konsep is wat soos 'n recipe iets lekkerders maak, sal daai iets lekkerder steeds iets lekkerders wees as jy verkeerd is ergens anders ver weg. Daarom is daar nie 'n correlation noodwendig tussen a necessary form of stupidity en 'n limitation van die truth nie, want as iemand meer stupid is die waarheid nie minder reg nie, hy kan dit net nie heeltemal sien nie, en daarom moet hy soos 'n perd dan nou gelei word na die water toe, maar of hy nou gaan drink, is nou die gesukkelte, want as jy nou vir 'n correlationist moet explain dat as hy sê soos 'n skeptic dat hy kan niks weet nie en niks wat hy weet is reël nie, dan vra jy nou om nou, is dit nou iets wat jy weet en is dit nou reël? Dan gaan hy mos net vir jou probeer skeef kyk en jou laat sleg voel. En dan weet mense dat daai is 'n onnosel kont en dat iemand wat so is, wat in akademisie jou goed wil evaluate, is effectively 'n popo, en net soos die government ook is, you must get out under that shit and make your own, make better shit. En in daai sin, as ek dan nou sê, wat is die genade? Die genade is dat life is structured like that which can be optimized. You're in it stuck, jy weet, halfway down the leg, shat out, en you come awake, jy weet, in die middel van die movie, en dan moet jy die boeken, die props en die scene optel, al jou melee weapons en jou tools regkry, en die ding doen in some sense verder. Jy moet hom verder vat as wat die mense van jou eie tyd omgevat het. Jy is in some sense as 'n liggaam die deel van wese wat dink en wat voel en wat, jy weet, homself wil bevorder. Maar dis nie terrible dat, hoe kom jy so sê, ons is nie soos die planeet, 'n geheel wat heel is by homself, wat gesuspend is in niks nie. Ons, jy weet, ons kan nie net soos die son skyn nie, ons moet eet en ons moet kook en die siklus moet aangaan. In die sin, die mens is 'n incomplete ding, en sy incompleteheid beteken nie dat hy nie die waarheid kan ken nie, beteken dat dit wat incomplete is, weet dat hy incomplete is. Die disposable cartridge sien dat hy 'n disposable cartridge is, en in daai sin is die scope van die lewe al klaar baie verhelder in terme van, jy kan slegs goed proe en ruik en sien en daaroor dink en psychic wees daaroor en al die dinge. Jy kan slegs doen dit wat gegewe is om moontlik te wees. En in daai sin, as iemand dan nou attached is aan 'n performative contradiction wat anti-Oedipal is in 'n socialist way, wat Oedipal is homself, soos correlationism, wanneer hulle sê dat ons kan nie weet nie, maar dan sê hy dat hy weet dat ons nie kan weet nie, dan weet hy mos, maar as 'n socialism is dit mos 'n misbruik van wat authority dan nou beteken en wat, jy weet, representation beteken in terme van using the non-representative in a representative capacity met irony, en dan getting offended when you call it out as such, soos om te sê dat die ANC is 'n nazi-party wat hou van sosialisme en nasionalisme met 'n particularist narrative wat nie vir almal se cultures baat nie en wat letterlik racist is, en exactly dieselfde manier as wat die vorige regering was, behalwe dat die vorige regering ten minste dignity gehad het in terme van giving them something sovereign that they can be sovereign about, soos 'n staat van hulle eie, many of them homelands. Wens ek het ook 'n homeland gehad wat jy hoef belasting te betaal aan enige kak nie. So in daai sin, as mense dan nou sê, jy moes nou jou ouers gerespekteer het en jy moes nou authority gevolg het en dat die sosialisme van die slegste klomp wat die meeste gebreed het reg is 'n pot stront. Ek wens ek het nie skool toe gegaan nie. Ek wens ek het nooit universiteit toe gegaan nie. Ek wens ek het nooit, hoe kom jy so sê,
eers 'n birth certificate gehad of ouers gehad nie. Ek is nie antinatalist of gnostic nie. Ek glo dat die wese kan lekker wees. Mens kan bestaan en jy kan experiences hê en dit hoef nie 'n kak ding te wees nie, gegee dat jy erger kan is as dit wat erg is. En so, as dit wat erger is, sê ek vir julle klomp poeste, hou op met social determination fetish, hou op met performative contradiction, hou op met kaksmeer en dink dit moet vir my tel. My structural ability to be independent van social determination fetish is dan nou die proof of error theory, soos die criminal wat wegkom daarmee, proof is dat die Here omgee selfs vir hom. So ja, wie is jou Here gegee dat jy 'n overdetermined konsep het, gegee dat jou social idee over en under determine die extent van menswese, dat menswese groter is as jou moraliteit. Loop, gain daai emotional intelligence, dan praat ons weer. Jy kan my dinge noem soos 'n racist of 'n jy weet, iemand wat 'n fascist is of wat ook al, maar dit het fokol betekenis relative to what you are peddling. So 'n spieël werk ook fokol. Ek hou nie van mense wat probeer sê, en jy, Etto Brutus, is jy dan nou nie ook so nie, want dis mos dan hulle accept die punt, en dan compare hulle jou vanaf die point of, en hoe indet jy dan nou jouself in jou eie framework type ding, asof die waarheid besluite was en nie in sigself so was nie, soos wat jy verkeerd is wanneer jy probeer sê dat correlationism waar is, soos om te sê dat omdat ek goed skryf wat jy nie kan verstaan nie, is dit mos nie waar nie, want jy kan mos nie sien hoe ander mense dit ook so kon verstaan nie. Soos as iemand nou Hegel lees en hulle dink is 'n potstront, net omdat jy dink dit 'n potstront is, beteken nie dat daar nie content is nie. En so, mense se, hoekom jy so sê, leveling down at the commons na allostatic commons toe is soos 'n tipe dromology, dis 'n centroid inertialism. Hy hou jou terug, hy hou jou in toom, hy hou jou in 'n ritme, en sodra jy die pryse meer of minder maak, dan dink hulle dit is nou some kind of a injustice, asof jy nou inflation gemaak het en duurder is, liewers as om, hoekom jy so sê, die gebruik van woorde uit te strek na hoe groot en hoe lank die waarheid actually is, liewers as om net te besluit in terme wat dan nou underdetermined is en uncarry, jy weet verder aangaan anyways.